Welkom terug, tyd om met 'n kunstenaar te gesels. Ja, splinternuut. Henry Baart sluit volgende by ons aan om te gesels oor sy nuwe musiek. Goeiemôre. Môre, môre. Dit is so lekker om jou hier te hê vanoggend. Ons wil jou eers beter leer ken voordat ons al by die musiek uitkom. Vertel ons 'n bietjie van jouself. Waar het jy groot geword? Skool gegaan? Ek is oorspronklik gebore in Stellenbosch. Ek bly op die oomblik in Somersetwes. En ek was in Paarroos gewees en ek en my twee boeties, ons is 3 broers. Ons het 'n band begin met die naam Millennium. Toe ons, ek dink so 4 jaar terug. Ja. En van daar het alles maar vlam gevat, as ek kort en kragtig kan sê. Ja. Maar julle band het begin in COVID-tyd. Yes, ja. Nee, so saam met die ongeluk het daar eintlik bietjie geluk gekom want julle was nou saam met mekaar gedwing. Hoe was dit om in 'n band te wees saam met jou twee broers? Ken julle mekaar goed genoeg om dit te kan hanteer of is daar maar baie twists wat jy dan weer moet uitsorteer? Daar's te veel twists eintlik. Ek het so kan sê. En toe gaan jy nou maar solo. Ja, nee, ek het maar die solo ding begin aan the side eintlik as maar 'n hobby ook, maar die band is maar my hoof fokus. Maar ja, COVID het ons al 3 eintlik maar weer bymekaar gebring want ons al was geskatter na skool. Toe bring COVID ons bymekaar. Toe moet ons maar ons tyd opmaak met mekaar toe jam ons maar. Ja, wel, dis 'n goeie rede om net 'n bietjie saam te speel. Wat is vir die lekkerste ding van solo wees en wat is die lekkerste ding van in 'n groeps wees? Nou, dit was 'n goeie vraag daai. Ek sal dink die ding vir my van in 'n groep wees is jy's obviously 4 mense wat saamwerk, so jy het die backing van 4 mense. Ja, okay. Maar jy het ook jy verskillende opinies van 4. So dit maak nogal baie konflik soms. En die lekker ding van solo is jy's als is jou eie opinie, maar jy het nie die backing van die ander 3 nie. So as ek dit maar so kan ja, ek weet nie regtig om dit veel te sê. Ja, nee, dit is so. Dit is baie waar wat jy sê. Ja. En die musiekstyl van Millennium was half Afrikaanse rock geweest, nê? Nee? Draai jy nog steeds daai visie voort in jou solo styl of het jy 'n bietjie meer jou eie unieke styl daar? Yes, ja, so obviously Millennium is lekker rock and roll, maar in my solo carrière probeer ek bietjie meer, hoe kan ek sê, na die pop rock kant toe gaan. So daar's nog steeds die essence van rock and roll, maar ek try bietjie meer commercial maak, want nie almal hou altyd van iemand wat gil in jou ore nie. Hoorie, ek wil vir jou sê, hoe voel jy oor poffertjies? Want ons is nou in die kombuis daar en die chef is daar besig met poffertjies. Is dit iets wat jy geniet, Henry? Poffertjies, ek gaan pampoenkoekies. Ja, ek love it. Okay, jy kom proe nou hoor. Okay, so reg, dankie. En hoe voel jy oor Papa? Ja. Papa, ja. Papa, ja. Jy was bang, hier is nou iets onder duims. Ja, nee, ek is baie lief vir vrugte. Baie lekker. Jou musiek word beskryf as eerlik, rou, opreg. Hoe moeilik is dit om regtig so kwesbaar te skryf? Weet mense gaan altyd opinies hê, verstaan? Jy sit jou hart en siel in iets in en jy weet tog mense gaan altyd iets te sê of dit positief of negatief is. Hoe moeilik is dit dan om heeltemal oop en vry te skryf? Ek sal sê ek het maar vrede gemaak om maar dit is onmoontlik om almal altyd happy te hou. Maar ek ken nie regtig 'n ander way as om maar hoe kan ek sê my hart en siel in my musiek in te sit nie. Want anders sit ek nie so baie moeite en passie in dit in nie. So ja, ek moet sê dit is maar moeilik om soms as jy nie 'n reaksie kry wat jy wil hê nie. Ja. Maar dis maar deel van die game. Ek hou daarvan dat jy gesê het met Millennium jy wil weer 'n bietjie Afrikaanse rock laat herleef. Hoe belangrik is dit vir jou om in Afrikaans te kan skryf en sing? Dit is juist hoekom ek dit nog steeds doen. Ek love it om in Engels ook te sing en so aan, want Engels het great musiek, baie great musiek, maar ek voel net soms, veral in die rock and roll game, kyk baie mense die Afrikaans deel mis, omdat die Engelse deel so groot is oor die hele wêreld. Ja. Kyk baie mense die Afrikaanse kunstenaars of Afrikaanse rock kunstenaars mis want word geoorvleuel met die Engelse mense. En dis hoekom as ek sê ek wil Afrikaanse rock terugbring, is dit nie dat dit ooit weg is nie. Kyk Frans Wale en hoe kan ek sê Glaskas, hulle daai legends, Jan Blom, hulle het vir ons 'n platform gestig which will never fade though. Maar ek bedoel rock and roll in Suid-Afrika wil ek eintlik net bietjie
En dit moet meer ondersteun word, né? Juist, dis Ons moet meer ons eintlik wat ek Afrikaanse rockers, Ja. alle kunstenaar, maar Afrikaanse rock ook ondersteun. Dit is 'n Ja. unieke genre, Dit is net soos die ander Afrikaanse musiek Ja. wat dalk 'n bietjie aan die agterspeen gesuig het op stadium. Ja, kyk die dinge soos almal weet, soos die mark vir rock is obviously baie kleiner as Ja. die pop game, maar ek voel net as mense bietjie ook net so 'n bietjie aandag gaan gee aan dit, dan sal hulle nogals gehoek raak aan dit. Vertel ons van het jou nodig. Yes, ja, dis my nuwe song wat môreoggend drop en dis maar een van my nuwe singles wat ek gaan release. Ek is baie excited vir dit. Ek het saam met 'n amazing team gewerk om 'n rekord en so by Fonk, saam met Tertius en ja, dis maar hoe kan ek sê 'n song oor liefde. Oor liefde. Ja. Oor geïnspireer deur jou eie lewe of opgemaak? As ek dit Ja. nou moet weggee so dit is maar so 'n mengsel van die twee. Opgemaak en gebeurtenisse wat ek so 'n bietjie Wel, jy skryf in die sang om ons gaan alarms aan. En jy skryf van hierdie dinamietband tussen verliefdes. Maar die vraag is nou, dink jy dit is net vir dromers om te droom van so 'n ongelooflike dinamietband tussen mense of dink jy dit is moontlik vir mense om 'n leeftyd lank so dinamiet verbind te wees aan mekaar? Ja, kyk die rede hoekom ek dit in die song gesing het is, gesit het, is mense al baie neer, dan sit jy soos in 'n venue of so of by 'n party of by 'n troue, dan sien jy daai couple is net, hulle werk net. Ja. En verstaan wat ek bedoel? Dat hulle soos as hulle bymekaar is dit it just works. So dit is hoekom ek daai in die song gesit het. So ek glo definitief daarin dat daar is sekere mense wat net saamwerk. Ja. Maar daar is ook ander mense wat dink hulle werk en dan later aan werk nie. Dis so baie nie. So hulle kan maar ook na die liedjie luister en Yes. dalk besef hulle moet na iets beter soek. Yes. Wat lê voor vir die res van die jaar? Waarmee is jy besig? Gaan ons nog musiek verwag? Ja, nee, daar's klomp op pad. Ek is nou na die naweek maandag rekord ek weer in die studio saam met Fonk. Het ek 'n nuwe song wat ek rekord met die naam Jy weet is jy. En dan as ek Dinsdag land, Woensdag collab ek saam met 'n pel vir my met die naam Brandon Miles. Gaan kyk hoe jy, dis baie goed. Okay. 'n Goeie country sanger, maar ek kan uit 'n Afrikaanse song saam geskryf. En dan rekord Millennium weer die 28ste Mei nog 'n song Oh wow. en ja. So jy is dan so- omtrent besig. Jy sit nie stil nie. Ja. En jy het al jou voete in die musiekbedryf, né? Yes. Is dit jou Ja, dis visie met om voltyds. voluit te gaan daarmee Ja. en dit voltyds te doen? Yes, ja, uit en uit. En vorentoe, is daar spesifieke iemand met wie jy nog sal wil werk? As jy nou maar 'n groot mag droom vanoggend op ons geelbank, daai een persoon, so wie sal jy wil werk? Dat's baie. Maar mag ek twee noem? Jy mag twee jy noem. kan 3 ook noem. Kan ek drie noem? Ja. Ek sal definitief saam met Jan Blom wil werk eendag. Hy is een van my baie groot inspirasies. Dan John Belcher. Wat baie geniet ja. om saam te Julle werk. stemme sal goed saamgaan. En dan Rhino Velvet, is ook een van my favorites. So, Okay. ja, ek sal dit baie geniet. Nou ja, toe, ek dink nie dis onmoontlik nie. Dit kan Ja, baie mooi dit- kompilasies maak, hoor. En Ja. jy het nou kliphard gesê, so hopelik het iemand gekyk en wat het gebeur. Spreek lewe. Henry, baie dankie vir die saamkuier vanoggend. Jy Dankie gaan vir ook julle. net vir ons sing. Ons kan nie wag nie. Ja, ek gaan vir julle sing, ja. Bly net daar waar jy is want as ons terugkom is Henry agter die mikrofoon.